Ons skriflesing vir oggend is uit Lukas 2, vers 25 tot 38. Jy is baie welkom om jou Bybel daar oop te maak, of as jy op die app gebruik, is jy welkom die app oop te maak. As jy nie jou Bybel vir oggend hier het nie, kan jy gerus op die skerm volg. Ek gaan vir ons uit die 53 vertaling uitlees. Vanaf vers 25, en daar was 'n man in Jerusalem met die naam Simeon. En hierdie man was regverdig en vroom, en het die vertroosting van Israel verwag. Jy kan dit ook vertaal met die herstel van Israel. En die Heilige Gees was op hom. En ek wil sommer net daar stop en vir jou sê, let gou op die volgende paar gedeeltes. 3 keer in hierdie gedeelte praat die skrif van die rol van die Heilige Gees in Simeon se lewe. Hierdie was die eerste keer, vers 26. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar, dat hy die dood nie sou sien, voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom, en toe die ouers die kindjie Jesus inbring, om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou laat u, Here, u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van die volk Israel. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor hierdie dinge wat van hom gesê is. En Simon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, of soos ons ook in hierdie reeks hierdie woord vertaal, aanskou. Hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte geopenbaar kan word. In vers 36, en daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel uit die stam van Aser. Sy was op 'n baie ver gevorderde leeftyd. Het van haar man, of het van maagdom af, 7 jaar lank met haar man saamgelewe. Sy was 7 jaar lank getroud. En sy was 'n weduwee, wat van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien, nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom, en die Here geprys, en van hom gespreek met almal in Jerusalem, wat die verlossing verwag het. Ons is besig met hierdie reeks tydens Kerstyd, die reeks aanskou. En ons het vir mekaar gesê, daar's 'n woord, wat keer op keer voorkom, as jy lees oor die geboorte van Jesus. En dis hierdie woord, aanskou. Ons Afrikaanse vertalings vertaal hierdie woord met kyk of sien. In Engels word hierdie woord vertaal met die woord behold. Hierdie is nie 'n woord wat net voorkom in die geboorteverhaal van Jesus. Inteendeel, reg deur die Bybel, van Genesis tot Openbaring, lees ons keer op keer hierdie woord raak. Dit maak dat daar sommiges is wat sê, hierdie woord is een van die belangrikste woorde wat ons teekom in die Bybel. In een vertaling kom hierdie woord meer as 1300 keer voor. Aanskou, behold, keer op keer op keer. Dis 'n belangrike woord. In Genesis, toe God die mens geskape het, gevorm het, seën God die mens, en die eerste woorde aan die mens, Genesis 1:29, is hierdie woord, kyk. Dan lees jy in die Ou Testament, veral in die profetiese boeke, ek dink aan 'n baie bekende voorbeeld, Jesaja 43 vers 19, waar die profeet kom en hy die woord gebruik en hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen.
En dan kom ons by die Nuwe Testament en in die lewe van Jesus, reg deur sy lewe en sy bediening, lees ons hierdie woord raak. Sy geboorte, by die kruisiging, by die opstanding. Net voordat Jesus opvaar hemel toe, roep hy sy disippels bymekaar, en daai bekende gedeelte in Matteus 28 vers 20, sê vir sy disippels, en kyk, behold, aanskou, ek is met julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Blaai jy na die laaste bladsye van die Bybel in Openbaring, sluit die Bybel af met hierdie woord, waar God self op die troon sit, en God sê, kyk, behold, aanskou, ek gaan alles nuut maak. Terug by die geboorteverhaal van Jesus. In hierdie reeks het ons gesien, die eerste week, hoe daar vir Maria gesê word, kyk, aanskou. Hoe daar vir Josef gesê word, en ons het gepraat oor verwondering in hierdie stille gehoorsaamheid. Verlede week, hoe die skaapwagters in daai donker Judeese veld is, en hoe daar lig deurbreek, 'n kosmiese ligontploffing, en hoe die engele vir die skaapwagters sê, kyk, aanskou, behold. En vanoggend, hierdie man in sy gevorderde jare, Simeon, wat die baba Jesus in sy arms hou, en hierdie woord uitroep, kyk, aanskou, behold. Om te aanskou word uitgekring. Maria, Josef, skaapwagters, Simeon, die disippels, en nou ek en jy. Ons word geroep in hierdie Kerstyd om te aanskou, om te sien. Wat beteken hierdie woord? Dis nie net om te kyk met ons fisiese oë nie. Dis nie net om te sien met hierdie wonderlike gawe wat God vir ons gegee het, die gawe om te kan sien nie. Maar dis 'n geestelike bewuswording, dis iets dieper. Iemand beskryf hierdie woord as 'n geestelike wekroep, amper 'n geestelike bewuswording, bewondering. En ek jou nooi vanoggend, ons gaan nog hierdie een lied, aanbiddingslied saam sing, Behold. Hierdie is die uitnodiging vir jou, aanskou, aanskou. Dis 'n uitnodiging vir jou en my, maar ook wanneer ons uit hierdie gebou uitstap vandag, 'n uitnodiging wat ons genooi word om te rig aan ons bure, ons vriende, ons familie. Kom ons staan en sing ons hierdie lied saam, Behold. Kom ons staan, dankie. Behold, the King has come, divinity incarnate, Creator of the world, breathing out there. Behold, what light has come, and the dark cannot contain it. The Savior of the world is finally here. Oh, come, let us adore Him. Come, let us adore Him. For He alone is worthy, Christ the Lord. Behold the Father's love, beyond all comprehension.
see that empty tomb. He's not there, for he is risen. Every heart prepare room. Jesus Christ, the King of heaven. Oh, come, let us adore him. Come, let us adore him. For he alone is worthy. Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. We praise your name forever. We praise your name forever. We praise your name forever. Christ the Lord. Oh, come, let us adore him. Come, let us adore him. For he alone is worthy. Christ the Lord. Oh, come, let us adore him. Come, let us adore him. For he alone is worthy. Christ the Lord. Christ the Lord. Here, U roep ons en U nooi ons uit om te aanskou. En mag ons lewe met oop oë om bewus te wees van U teenwoordigheid elke dag met ons en selfs in die alledaagse. Dankie ook vir die woord wat ons lewens vanoggend vorm en rig. Ons bid dit in U naam. Amen. Baie dankie, jy kan sit. Elkeen van ons kom ergens in jou lewe op 'n plek waar jy moet wag. Dit maak nie saak vanoggend wie jy is nie. Of jy iemand is wat ryk is of arm is, jy gaan moet wag. Of jy oud is of jonk is. Of jy iemand is wat die Here al vir 'n jaar dien, of iemand is wat die Here al vir 20 jaar dien. Elkeen van ons beland een of ander tyd in ons lewe op 'n plek waar jy moet wag. Wag is moeilik. En daar's verskillende redes hoekom wag so moeilik is. Ek dink een van die redes is dat wag maak jou bewus dat jy's nie werklik in beheer nie. Dink gou aan jou jaar, dalk die afgelope week, tye waar jy moes wag het. Wanneer jy kom by binnelandse sake en jy moet wag, dan besef jy, jy's definitief nie in beheer nie. Nou Desembertyd, wanneer jy dalk moet mall toe gaan en moet parkering kry. Ek weet nie, daai baie awkward situasie waar jy parkering soek en is propvol en jy sien iemand stap na hulle voertuig toe en jy stop agter die voertuig en dit die afgelope tyd met my gebeur. Jy stop agter die voertuig en jy vra vir die persoon, "Verskoon my, gaan jy gaan?" En hulle sê vir jou ja. En dan agteruit en dan wag jy.
Het jy agtergekom, daai wag is verskriklik lank. En dan sien jy die persoon klim in die voertuig en die ligte gaan aan, maar hulle ry nie. En dan kom jy weer nader en jy wil dit nou nie doen nie, maar dan toet jy bietjie en jy sê, maar gaan jy gaan? En hulle sê, ja, ek gaan. En jy gaan terug en dan wag jy. En dan besef jy, jy's nie in beheer nie. Ek dink aan ons matrikulante wat moet wag vir hulle uitslae, studente wat aansoek gedoen vir studies en nou moet jy wag vir jou aansoek om goedgekeur te word of plek in 'n koshuis. As jy vir jou huweliksmaat moet wag die aand, jy is op pad om uit te gaan en hulle moet klaar maak, dan besef jy, jy's nie in beheer nie. Ons almal kom ergens in ons lewe op 'n plek waar ons moet wag. Waarvoor wag jy op hierdie oomblik? Ons skrifgedeelte lees ons van 'n man wat besig is om te wag, Simeon. Sy wag is nie net 'n paar minute of 'n paar ure nie, maar hierdie is 'n man wat die grootste gedeelte van sy lewe moes wag. Hy wag op die koms van die Messias. As jy geskiedenis gaan lees, dan lees jy in 63 voor Christus is Jerusalem binnegeval deur die Romeine. Dit was 'n verskriklike tydperk. Dit het 'n donker tydperk ingelei in Jerusalem se geskiedenis. Die tempel is onteer, daar's politieke manipulasie, daar's finansiële druk, daar's godsdienstige beperkings. Simeon was 'n jong seun in daardie tyd. En as 'n jong seun leef hy in Jerusalem en hy sien hoe die wêreld waarbinne hy groot geword het skielik verander. Daar's reëls en regulasies en beperkings en daar's soveel onregverdigheid in sy stad. Hy word groot in hierdie stad dat elke keer wanneer daar 'n Romeinse soldaat verbystap, sou hulle kyk na hierdie Romeinse soldaat en vir mekaar fluister, wanneer kom die Messias? En vir dekades leef Simeon in 'n stad waar hy moet wag. Dit is interessant as jy kyk na die Kersverhaal, die geboorteverhaal van Jesus, dat Simeon, en wat ons later van lees van Anna, hulle is amper soos karakters in die agtergrond van die geboorteverhaal van Jesus. Dit is wanneer jy 'n film kyk en ons kyk baie keer, ek weet nie of jy kyk na die name wat na die tyd rol nie. Ek dink meeste mense stop, as die name begin rol, stop ons. En ons gaan na die volgende reeks toe, of die volgende film toe. Dis min het jy al die name deurkyk. Dis in hierdie jaar 2025 waar iemand wat saam met my op skool was, 'n mede-vervaardiger was van 'n film op Netflix, wat vir 'n paar weke nommer 1 was, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in die wêreld. Ek dink, dit was een van die enigste films wat ek gekyk het en gewag het vir die name om te rol. Om te kyk, waar is Ida Diffley se naam, mede-vervaardiger van hierdie film? Simeon en Anna se name sou heel laaste gerol word, as dit 'n film sou wees. En ons sou dalk gemis het. Ek weet nie van jou nie, maar ek ken nie 'n Kerslied, en ons het hierdie afgelope paar weke soveel Kersliedere gesing, waar jy beweeg, hoor jy Kersliedere. Ek het nog nooit 'n Kerslied gehoor, waarin Simeon en Anna genoem word. As jy daarvan weet, asseblief laat weet my. Ons sien nie in Kersblyspele of konserte op skole dat daar karakters is soos Simeon en Anna nie. Jy sien die hoofkarakters en daar word selfs 'n donkie geplaas, die wyse manne, skaapwagters. Maar daar's nooit of bitter min 'n Simeon en 'n Anna. Ek het nog nooit 'n Kerskaartjie gesien waarop Simeon en Anna is nie.
En tog is daar hierdie twee mense wat besig is om te wag. Hulle is twee mense wat nie net wag nie, maar wat hoopvol wag. Hoop is verskriklik belangrik. Daar's 'n bekende spreekwoord wat sê, ons kan 40 dae gaan sonder kos, jy kan 3 dae gaan sonder water, dalk 8 minute sonder suurstof. Maar jy en ek kan nie bekostig om 1 sekonde te leef sonder hoop nie. Twee mense wat hoopvol wag. En op 'n dag, 'n doodgewone dag, stap daar 'n pa en 'n ma en hulle babietjie die tempel binne. Hierdie skrifgedeelte is so ongeveer 40 dae na Jesus se geboorte. En die gedeelte voor ons skrif kan jy gaan lees. Daar was bepaalde wette wat hulle as ouers moes volhou in die toewyding en die bring van Jesus na die tempel en hom toe te wy na God. Een van die wette was, as jy jou kleintjie bring, moes jy ook 'n offer bring. En die offerdier wat in die Ou Testament voorgestel word, is 'n lammetjie. Maar daar word ook gesê, as jy nie 'n lammetjie kan bekostig nie, kan jy duwe bring. En wanneer ons lees van Maria en Josef wat in die tempel inkom, kom hulle met 2 duwe. Hulle kon nie 'n lammetjie bekostig nie. Hoe ironies. Die 2 mense wat nie 'n lam kan bekostig nie, maar hulle loop met die lam van God in hulle arms. Die een oor wie Johannes die Doper later sou uitroep, hierdie woord, aanskou, kyk, daar is die lam van God. En hierdie 2 mense bring hulle babietjie in die tempel in, om toegewy te word, en iets gebeur in Simeon. Die Heilige Gees beweeg in daai oomblikke in Simeon se lewe. Op hierdie doodgewone dag, en ek wil sommer so kantaantekening maak, dat ons moet nie onderskat wat God in 'n doodgewone dag in jou en my lewe wil doen nie. Selfs in hierdie tyd waar jou huis dalk gevul gaan word met familie, met vriende, dalk gaan jy in hierdie tyd ry na familie en vriende toe, jy gaan tyd op die pad spandeer. Dis baie keer in die alledaagse wat God opdaag en ons roep om te aanskou, maar wanneer ons net gaan kyk met ons fisiese oë, is daar die gevaar om te mis wat God in ons lewens wil doen. Simeon, ons sien hom op die dag van die vervulling van hierdie belofte. Ons lees van hom op die dag waar dit waarop hy gewag het vir soveel jare uiteindelik waar word. En ek wil jou nooi, as jy hierdie jaar so dag ervaar het, dalk was daar iets waarop jy gewag het. Dalk was dit 'n bepaalde aansoek by 'n werk of vir studies, of jy het gewag vir 'n bepaalde dokument, of jy het gewag vir 'n verhouding, 'n deurbraak wat het gebeur. Ek dink iets van julle wat onlangs getrou het, jy het gewag vir jou troudag, jy het beplan vir daai troudag. Dink net gou wat hy moes ervaar het op die dag van die vervulling van hierdie belofte. Maar hier's die ironie. Ek weet nie of jy weet wat beteken die naam Simeon nie. Simeon beteken God het gehoor. Maar vir meeste van sy lewe leef hy met die gevoel van, hoor God, het God gehoor. Hoe verskriklik moet dit wees as jou naam beteken God het gehoor, maar die betekenis van jou naam stem nie ooreen met dit wat jy elke dag ervaar nie, jaar in en jaar uit nie. Ek wonder of daar dae was waar Simeon gesê het, Here, my naam beteken God het gehoor. Maar Here, as ek eerlik moet wees, hoor U my gebed? Ek het so idees van ons wat presies weet wat Simeon moes ervaar het. Dat daar situasies in jou lewe is waar jy dalk vandag uitroep en sê, Here, ek weet U hoor, maar as ek moet eerlik wees, is daar
As daar tye in my lewe waar ek twyfel. Ek dink dalk aan van ons wat bid vir 'n kind of 'n kleinkind wat die Here nie ken nie. En dalk is jy nou al jare besig om te bid, selfs vasdae te hê vir hom of vir haar, maar jy sien geen verandering in sy of haar lewe nie. En jy is soos 'n Simeon wat uitroep en sê, Here, ek wag. God het gehoor, maar Here, dit voel vir my soms, U hoor nie. Ek dink aan van ons wat in ons huwelike bepaalde uitdagings beleef. En dit voel vir jou dalk soos 'n Simeon, vir dekades, jaar in, jaar uit, is dit dieselfde patrone. Here, hoor U. Enkellopenes wat bid vir 'n verhouding. Dalk is daar daai deurbraak wat jy nodig het, en die deurbraak kan lê op verskillende vlakke. Die deurbraak kan lê op gesondheidsvlak. Die deurbraak kan vir jou lê finansiëel. Dit kan vir jou dalk lê op 'n plek wat te doen het met jou beroep of met jou loopbaan. En dit voel vir jou, jy's al besig om so lank te bid, maar Here, U nooi my om te aanskou, maar dit voel vir my, ek sien nie verandering nie. Simeon wag. Hy wag vir dekades. Hy is iemand wat hoopvol wag. En die vraag vanoggend wat ek jou wil nooi, dat ons saam hieroor sal dink en sal antwoord is, maar hoe kan jy en ek ook in hierdie Kerstyd, hoe kan ons wag met hoop? Hoe kan ons goed wag? Wat is dit wat ons by Simeon en by Anna kan leer? Ek wil vanoggend net 2 dinge noem. Die eerste ding is dit, dat so Simeon, kom ons hou aan om op te daag. Jy sien, sommige van God se grootste beloftes word nie deur groot dade vervul nie, maar deur getroue teenwoordigheid. Wat bedoel ek hierby? Dat ten spyte van die feit dat hy nie dadelik die vervulling sien van hierdie belofte nie, hou hy aan om op te daag. Week vir week daag hy op, maand vir maand, jaar vir jaar. Hy's getrou in sy wag. Ek het onlangs een van die dagstukkies wat ek deurwerk in hierdie adventtyd word geskryf deur Ronel Besuidenhout, en hierdie volgende aanhaling het my so diep getref, so 2 weke terug. Sy skryf oor wag en sy sê, ons grootste fout in die kuns van wag is om te glo dat God se seën aan die einde van die wagtyd lê en nie binne in die wagtyd nie. Dis daai ou spreekwoord wat sê dat ons moet ook bewus wees van dit wat God in ons doen, deur ons wil doen, terwyl ons wag. Maar ek weet nie van jou nie, baie keer wag ons eers en ons dink sy seën en sy deurbraak lê eers aan die einde van hierdie wagtydperk. In vers 27 is 'n gedeelte wat ek dink 'n mens so vinnig oorlees. Vers 27 in die verskillende vertalings word vertaal met die volgende. Hy sê daai dag waar hy by die tempel opdaag en aanskou, hy sê daai dag het die Gees hom na die tempel toe gelei, deur die Gees gelei, en die Engelse vertaling sê prompted by the Spirit. Wat 'n mooi beeld. Dat ten spyte van sy wag, hou hy aan opdaag en hy bly sensitief vir die stem van die Heilige Gees. Hy bly oop vir die werk van die Heilige Gees. 3 keer, soos ek genoem het, ons het gelees het, 3 keer word die werk van die Heilige Gees duidelik gewys, vers 25, 26 en 27 in Simeon se lewe. Dit wil vir my voorkom dat hoe langer hy wag, hoe meer oop word hy vir die werk van die Heilige Gees. Hy bly opdaag. Ek wil vanoggend bely, hoe langer ek wag, hoe meer geïrriteerd raak ek. Hoe meer verwyte groei soms in my hart.
hoe meer moedeloos word ek. En ek word selfs kwaad. Of dit nou die wag is by binnelandse sake, of dit die wag is vir 'n deurbraak. En my gebed is, Here, mag dit wat in Simeon gevorm is, hoe langer hy gewag het, hoe meer oop en sensitief het hy geword vir u gees, mag dit waar wees in my lewe, maar dis ook my gebed vir jou. Dat dit waarvoor jy wag, dat hoe langer jy wag, nie verwyte sal groei nie, maar geloof sal groei, en hoop sal groei, en jy sensitief sal bly vir die werk van die Heilige Gees. Sodat wanneer daai mamma en daai babatjie opdaag, op daai doodgewone dag, jy bewus kan wees van die Heilige Gees, wat in jou beweeg, en vir jou sê, hierdie is die dag, kyk, sien, aanskou. Waar het jy nodig om weer en weer op te daag? Weet vir van ons is dit op gebedsvlak. Wat jy vanoggend moet hoor, moenie ophou bid nie, maar bly opdaag vir jou klein kind, bly opdaag vir jou kind. Bly opdaag in jou familie. Selfs al gaan van die etes en van die gesprekke vir jou moeilik wees in hierdie seisoen, moenie opgee nie, bly opdaag in jou huwelik, bly opdaag in jou roeping. God het jou geroep, hy het bepaalde drome in jou hart gelê. Moenie dat weerstand jou terugsit nie, maar bly opdaag. Dis Eugene Peterson wat die message parafrase skryf, Romeine 8, hoor hoe stel hy skryf in Romeine 8 hierdie gedeelte oor wag, en hy sê, that is why waiting does not diminish us, any more than waiting diminishes a pregnant mother. We are enlarged in the waiting. We, of course, don't see what is enlarging us, but the longer we wait, the larger we become, and the more joyful and expectancy. En mag dit waar wees van ons lewe ook. Advent, wat letterlik beteken die koms, die aankoms, is 'n seisoen van die jaar waar ons weer opnuut genooi word om hoopvol te wag. Dit was die eerste gedagte. Tweede gedagte. Ons het nodig om te wag saam met ander. Om nie alleen te wag nie. Simeon wag nie alleen nie. Vers 36 tot 38, dan lees ons van Anna. Die Bybel sê Anna is 84 jaar oud. En as jy mooi moet dink oor haar lewe, dis 'n vrou wat seer geken het. Dis 'n vrou wat teleurstelling geken het, wat eensaamheid geken het. Sy was net 7 jaar getroud en haar man is oorlede. Sy het geleef as 'n weduwee in hierdie wêreld, Jerusalem, wat verskriklik uitdagend was. Sy het die skerp kante van die lewe ervaar, soos jy en ek. Wat my opgeval het vroeër hierdie jaar toe ons die einde van November die doopgeleentheid gehad het. Die woensdag aand voor die doopgeleentheid het ons in die kafee gesit met die geloofsfondasie gesprek met elkeen wat gedoop gaan word en in die kring gevra, vertel ons, wat het jou gebring op hierdie punt om gedoop te word? En daar was soveel, as jy in daai kring gesit het, sal jy onthou, daar was soveel wat gesê, 2025 was een van die moeilikste jare van my lewe. Ek weet nie hoe was jou 2025. Maar wat ek wel weet is, Anna is iemand wat nie 'n maklike lewe gehad het nie. Anna, as jy die woord wil gebruik, het verwonding beleef. En verwonding kan maklik ons identiteit word. Maar Anna laat toe dat nie verwonding haar identiteit word nie, maar sy beweeg na 'n plek toe van verwondering. Het jy gelees? Dat sy ook die baba Jesus sien en haar onmiddellike reaksie is om God te prys. En dan sê die Bybel vir ons, sy gaan vertel, ook almal rondom haar, wat ook wag in hoop,
oor Jesus Christus. Sy word een van die eerste getuies. Die skaapwagters was die eerste getuies. En nou lees ons van Anna, 'n vrou, wat in daai samelewing gesien was as minder belangrik, word 'n getuie van die Messias, Jesus Christus. Dit is interessant, Lukas Evangelie begin met 'n vrou wat 'n getuie is en eindig na die opstanding van Jesus, van vroue wat 'n getuie is. Kan ek vanoggend vir jou sê, dame, moenie jou rol verkleineer in die koninkryk van God nie. Dat God het vir elkeen van ons, man, vrou, 'n droom en 'n plan. Hy het jou geseën met gawes en met talente en met geleenthede en hy wil jou gebruik in die uitbou van sy koninkryk. Maar hulle wag nie alleen nie. Te veel keer in ons lewe wag ons alleen. Reg deur die geboorteverhaal van Jesus sien ons hoe mense saam wag. As jy kan onthou, Maria, die eerste keer toe sy die woord aanskou hoor, wat doen sy? Sy pak haar tas en sy gaan bly by 'n ouer vrou Elisabeth vir iets soos 3 maande. Hulle wag saam, Maria en Elisabeth. Sy verander van plek en van pas. As jy lees in Lukas in die begin van Sagaria, dan kom jy agter Sagaria wag nie alleen nie. Hy wag saam met sy vrou Elisabeth en daar word ook genoem die bure en familie wat rondom hulle is. Hulle wag nie alleen nie. Daar's mense wat saam met hulle wag, wat hulle storie ken. Simeon wag nie alleen nie. Dis Simeon en Anna wat saam wag. En dis die wonderlikheid van 'n geloofsfamilie, geloofsgemeenskap, soos hierdie gemeente, soos Kruikgemeente. Ek wil jou nooi, 18 Januarie begin ons met 'n preekreeks wat 2026 een van die beste jare van jou lewe gaan maak. Ek is oortuig daarvan. Ons het klaar kleingroep materiaal opgeneem en ons is gereed om af te skop 18 Januarie en ook met kleingroepe, nuwe kleingroepe. As jy nog nie deel is van 'n kleingroep, 'n kleingroep nie, wil ek jou nooi. Gaan ons kontakpunt toe. Sê jy wil deel raak van 'n kleingroep. Dit gaan 'n korttermyngroep wees net vir 5 weke. Vir 5 weke waar ons gaan werk met hierdie tema vervulde lewe. Maar dit gaan jou help ook in hierdie kleingroep om iemand te wees wat nie alleen wag, alleen leef nie. Advent herinner ons dat wag is iets wat ons saam doen. Ons sien vir Simeon in die dag van die vervulling van hierdie belofte. Maar ons sien nie vir Simeon in die jare, die dekades wat hy gewag het nie. Ons kan nie met sekerheid sê hy het elke jaar goed gewag nie. As ek my verbeelding moet gebruik en moet dink aan 'n man soos Simeon, 'n doodgewone ou soos ek en jy, moet ek raai. Dalk was daar jare gewees wat hy nie goed gewag het nie. Dalk was daar jare gewees waar oujaarsaand aangebreek het en hy teruggekyk het oor sy jaar en gedink het, ek's moedeloos. Hoe lank moet ek nog wag? Dit was nie 'n goeie jaar nie. Maar dalk was daar jare gewees, daar was definitief jare gewees, waar hy teruggekyk het, gesê, hierdie is 'n goeie jaar. Ek het goed gewag. As ons moet terugdink aan ons jaar, aan jou jaar, hoe goed het jy gewag? Ek seker daarvan, hier's van ons wat terugkyk oor jou jaar en sê, ek het hierdie jaar goed gewag. Maar die realiteit is, kom ek skat, 98% van ons, wat hier sit, moet dalk sê, daar was tye gewees, wat ek nie so goed gewag het. Hier's die goeie nuus. Die evangelie beteken, evangelion, goeie nuus. Die goeie nuus is, dat ons is nie altyd getrou, alhoewel ons nie altyd getrou is, aan ons wag nie. Is God altyd getrou
in sy opdaag, sy koms na ons toe. Die feit dat Christus na ons toe kom, en ons het gesê Advent, tydens Advent kyk ons terug en ons vier, en ons sê, Here, dankie dat jy 2000 jaar teruggekom het. Ons kyk vorentoe en sê, Here, daar gaan 'n dag aanbreek in hierdie wêreldse geskiedenis waar U weer gaan kom. Ons kyk uit na verwagting, maar Here, ek kyk ook na vandag. Vandag daag U op, elke dag kom U na my lewe. En God se koms na ons lewens hang nie af van hoe goed ons gewag het nie. Hier is my gebed. Ek dink, hoeveel slaapies is oor tot Kersfees? Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag is Kersdag, 4 slaapies. Mag ons in hierdie volgende paar dae, mag ons goed wag, hoopvol wag. En mag jou 4 dae gevul wees met aanskou oomblikke, waar jy baie prakties ervaar en sien hoe die genade van die Here jou ontmoet en na jou toe kom. Maar mag ons ook in hierdie 4 dae mense wees wat nie net self aanskou nie, maar God se genade ook wys vir 'n wêreld rondom ons. Kom ons staan, dan bid ons saam. Dankie. Here, ons dank U vandag vir hierdie skrifgedeelte waarin ons lees oor Simeon en Anna. 2 mense wat hoopvol gewag het. En my gebed is dat ons ook mense sal wees wat terwyl ons wag, sal aanhou opdaag. Dat ons nie alleen sal wag nie, maar dat ons ons lewens sal oopmaak, dat mense saam met ons kan wag, maar ook rondom ons sal kyk en sien, wie is daar tans wat wag, en hoe kan ek saam met jou wag? Dankie vir hierdie adventtyd. Dankie dat U elke dag kom na ons lewens toe. En mag ons elkeen vandag, en in hierdie paar dae wat voorlê, oop oë hê, om te kan sien en prakties te kan ervaar hoe U opdaag in ons lewe. Dankie dat U nie net iemand is wat beloftes maak nie, maar dat U beloftes waar maak. Ons eer U. En mag U elkeen wat tans in 'n wagtydperk is, vul met U hoop en met U vrede en met U vreugde. Ons dankie vir Christus. Ons bid dit in Jesus naam en ons almal sê amen. Amen.